U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Jy's ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau, op hierdie pragtige Dinsdagoggend 14 Oktober 2025. Dis 'n lekker vars oggend hier in die Parel. En ek het gedink om weer vir julle 'n bietjie 'n stukkie van Marietjie Nel se blad Klokkies en Granate voor te lees. As jy van nature 'n volmaker is, skryf sy, is leegmaak moeilik. Ons wat die versamelaars is, tel graag goed op. Stokkies en klippe, blare en vere, 'n voeltjie wat hulp nodig het, 'n kind wat 'n afvlerk het, of net moet raaks gesien word vir 'n minuut, 'n mens wat 'n woord of 'n wysheid of 'n storie soek. Ons, die gaarders, maak goed ons eie, ook die energie van ander, selfs negatiewe energie. Ons sakke is immer vol en soms trek dit mense af. As jy by mekaar maker is jy nooit leeg nie. Maar moet jy leer om leeg te maak. Jy moet goed wat jy eens in jou hand gehou het, wat jy oor en oor getel en gekoester het, laat losgly. Jou landskappe van drome en verwagtinge het gereeld 'n goeie opruiming nodig. Spore waaroor jy weer en weer loop, kan modderig raak. Leegheid hoef nie hopeloos te voel nie of hopeloos te voel nie. Die leë lyntjies van 'n ongeskrewe vel papier is vol potensiaal. En wees eerlik, alles is soveel mooier as dit skoon is. Onthou, die vrou wat die verlore muntstuk gekry het, moes haar besem inspan en die lig van die lamp hoog oor haar kop hou. Spring clean in Afrikaans is voorjaar skoonmaak. Gaan kry 'n groot boks of 'n paar stewige pepsakke en maak jou hart ligter vir die nuwe seisoen. Psalm 51 vers 10 in die NIV vertaling staan daar geskryf: Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. Sy het daar maar net 'n manier, né? 'n mooi hart. Ek wil sê 'n manier om te skryf, want Marietjie het 'n baie mooi manier om te skryf. Maar mooi skryfgoed kom uit mooi harte uit. En sy's mos 'n juffrou. En vir die van julle wat kan onthou, en sy's ook 'n mamma. En ek weet sommer sy's 'n baie goeie vriendin, kollega, dogter, 'n sussie. Ja, sommer net 'n goeie mens. En dis lekker om mooi goede te lees. Vanoggend luister ek na 'n nuwe persoon wat ek nou begin volg het en sy vat net bloot en sy lees stukkies. En soos ek praat sy ook met die mense en dit wat in haar hart en omgaan deel sy. Mooi goede en ander goede is bitter goede en ag julle weet alledaagse goede waarmee ons almal maar
sit, maar partykeer, eintlik meer gereeld, het iemand wat sy hart nie lekker is nie, mooi goede nodig, nie? My buurman, môre Dion, môre Tanya, hulle kuier nou daar op Calitzdorp by hulle huisie. Hy sê altyd, ag, vertel my tog net iets moois of iets lekkers. En hy's reg. Mooi goed en lekker goed is goed vir 'n mens se siel. Susan Koetser skryf ook so. Al haar boeke is lekker goed vir siel. Smarties en Ouros en ek weet nie, miskien het sy ergens 'n boek van chocolates ook, ek weet nie. Maar julle, vertel vir mekaar 'n bietjie mooi goed. Ek moet sê, toe ek hierdie stukkie van Maritjie lees, She Had Me, soos daai fliek van ag, ek kan nou nie eens die akteurs onthou nie. Wag 'n bietjie, dit was Tom Cruise. You Had Me at Hello of so ietsie. O nee, dit was You Complete Me. O, nou is ek heeltemal completely deur mekaar. You Had Me at Hello, I think, of so ietsie. Dit is wat Bridget Jones, ek dink die aktrise is Bridget Jones gesê. Nou kan julle maar lekker lag. Ek hoop net julle lag saam met my en nie vir my nie, né? Dis lelik, né? Julle ma, julle geleer ook daai selfde ding, né? Want dis nou wanneer jy nou te lank laas 'n fliek gekyk het en nie meer kan onthou nie, maar om terug te kom. Soos my buurman hy skryf ook mos Dion Esterhuizen skryf, dan sal hy sê, maar wag julle het my nou heeltemal deur mekaar, né? Wag het ek nou eers terugkom. Maritjie het my gehaat toe sy sê hier, ons is versamelaars, ons tel graag goed op, stokkies en klippe en blare en vere, en 'n voeltjie wat hulp nodig het, of 'n aflerk kind, of jy weet, net om gesien te word of gehoor te word. Ek is so 'n mens my lewe lank. Ek sal altyd 'n klippie of 'n grasie of 'n takkie of 'n blommetjie of iets van die natuur saambring op 'n plek waar ek was. Ietsie van die essens van die plek, nee, want daai natuur is vir ewig en altyd daar. Briefies en papiertjies en goede en mense kom en gaan, maar die aarde bly. Dis deur jare terug deur die Skepper se hande gemaak en dis nog altyd hier. So om 'n stukkie saam te vat van daai aarde is altyd vir my besonders en ek dink ek het seker maar 2 meisiekinders grootgemaak wat dieselfde voel. Hulle is ook albei sulke natuurkinders. Hulle sou altyd 'n stokkie of 'n klippie of 'n ietsie saamgaan en natuurlik het ek sulke kleinkinders ook, want hulle het 'n ouma wat hulle so geleer het. Ons loop en tel saadjies op en pluk blommetjies vir mamma en klippietjies. Daar in my Paryshuis het ons, as ons gaan stap het dan, met die stootkarretjie het so 'n bakkie agter gehad, so 'n mandjie. Dan tel ons klippietjies op so langs die pad, en ouma het 'n vet plantuintjie gehad, en ons het daai met duisende stappies, honderdes van hulle. Met elke keer se stap, want ons klippies opgetel, en so het daai vet plantuintjie nader aan 'n rotstuintjie begin word, van al die klippietjies wat daar was. So vertel vir mekaar en vir jouself ietsie moois, lees ietsie moois, doen ietsie lekkers. Praat mooi woorde, soos my buurman ook sal sê, skryf mooi woorde op mekaar se lywe, op joune ook. Be blessed. And always be that blessing too. Terloops, ons luister hier in die agtergrond na Sounds for Relaxing is die YouTube kanaal. Dis pragtige mooi akoestiese gitaar musiek.